Goeiedag agterkykers, baie dankie dat jy inskakel en bietjie saam kyk met ons. Ek wens jy kon saam praat, maar dit is nou nie beskore nie, maar is baie welkom om vir my WhatsApp boodskappe te stuur en terugvoer te gee oor al ons programme. Hier is die program met die titel Godsdienst en die Koerante, waar ons kyk wat sê die koerante oor verskillende godsdienstige onderwerpe. En ons saai uit op die TV-stasie Homebase TV, wat vanuit die Kaap uitsaai 24 uur 'n dag. Hier by my het ek weer eens vir Regard, baie welkom Regard, bly jy is hier jy kon dit so maak. Ja nee, Ja. is goed om hier so te wees. Ja, Hoe lyk dinge aan oom se kant? Waar begin ons vandag? ons begin weer met 'n prentjie, 'n tekenprentjie, nie noodwendig 'n sportprentjie nie. En dit gaan oor korrupsie. Nou, jy weet, die Bybel praat baie oor korrupsie en teen korrupsie. Ja. En die 10 gebooie stel dit baie duidelik, jy mag nie steel nie, jy mag nie lieg nie, jy mag nie bedrieg nie, ensovoorts. Die eerste korrupsie het begin in die hemel aan. Ja, Lucifer. ja, Hy is die heel eerste wat begin met korrupsie. hy is die ou skelm. Ja. Die ou skelm, ja, nee. En lyk my, hy kry baie ondersteuners deesdae met sy korrupsieprogramme. Nou, hier is die prentjie, en daaronder staan geskrywe uit die koerant uit, daar's niks meer fout om miljoene rande vir die ANC in te samel deur 'n tafel te verkoop om saam met politici aan te sit nie. So het Fikile Mbalula, sekretaris-generaal van die ANC, gister op 'n vraag van die burger by Lotili Huis in Johannesburg geantwoord. En hierdie is waar jy, as jy 'n miljoen rand betaal, daar is die prentjie nou net, miljoen rand per tafel. Maar ek het gelees, dis miljoen rand per persoon aan 'n tafel. Dit is verskriklik. Maak nie saak wat kan jy dit nou om verstaan nie, miljoen rand vir 'n tafel, of miljoen rand per persoon, maar as ek 'n miljoen rand vir jou gee, dan moet jy weet, ek verwag sekere gunstige gawes daarna weer terug. Ek gaan nie 'n miljoen rand sommer verniet weggee nie, jy is dan van my verantwoordelik. So hulle probeer nou op 'n legal manier wat is omkoopgeskenke te aanvaar. Ja, As jy dit so kan stel. jy dan nou vir my verplig om my staatskontrakte te gee, Yep. want ek het vir jou gegee 'n miljoen rand, soos jy sit my verskuldig. Yep. Nou ja, en nou wys het hierso, en nou sê hulle hierso, en daar is die prentjie daar, en nou lag hulle, en hier is maar beloof, dis nie korrupsie nie, nee, sê heel rechts die prentjie daar, dis bloot kruisbefondsing van ons verkiesingsveldtog deur die monetisering van die ANC-kandidatenlys. Kyk hoe mooi, die monetisering. Jy moet nou vir hulle allemaal geld gee vir die kandidatenlys. Kan jy dit glo? En hieronder sê dit, en daar is dit nou die Sekwetjie met sy, kyk hy het hoed op soos 'n kok, nee. Jy kry faksiegevegte vir voorgereg, wanbestuur vir hoofgereg en soeibrand vir nagereg. Dit is baie funny. Ja. Ag nee. O my jene. En daar agter die deurkosyne, heel agter staan daar die gepepel. Dis nou ek en jy. En inkyk, vra waar is die krag? Waar is die dienste? Ja. Waar is die water? Maar niks gebeur nie. Shit. Nou ja. Maar hierdie prentjie verduidelik nou 'n verdere punt, wat gebeur, hoe jy nou geld inkry, 1 miljoen rand per tafel of per persoon, ne? Nou sê dit hier so, skrywe aan die burger, dit sê van kredietkaart na spyskaart. Ja. Intussen sukkel die ANC mos om sy werknemers salaris te betaal, en in die aanloop tot 'n verkiesing is dit nogal 'n lastige probleem. Nou hou hy by 'n ete waar rykes tot 1 miljoen rand moet opdok om aan tafel te sit saam met luisterryke openbare amptenare soos
Panjasi Lesofie, Gautengse premier, die Johannesburgse Niks burgemeester, Dada Morero, Niks burgemeester. Wat beteken dit? Ek weet nie, seker tog niks in staat nie. Niks nuts. Hy is nuttig tot niks, nou ja. Gegeven omstandighede is het dalk hoe le menu die lied kan lyk. Dis nou hoe die menu kan lyk. In Frans, eerste ene, le entrée, vloeit de transparance. Ek het geweet om kan Frans praat nie. Nee, ek kan net lees. 'n deursigtige sop gekook van kool, of die kool die sous werd is, hang af van hoeveel jy gee. Ai, Ja. Dan, le plat principal, steek de tender magnifique, 'n sappige, vetterige snit, ryk aan staatskontrakte, daar het ons vir gesê, staatskontrakte, bedruip met 'n dekadente patronaatskap marinade. Nou ja, patronaatskap nee, en kontrakte. Dan le dessert, soufflé de capture de tart, 'n wolkagtige, opgeblazen ligbeloftes, presies soos party pudding smaak, nee? Bitter soet smaak, soet vir die ANC, bitter vir die gepepel. Ja, die gepepel, die prentjie wys ons daar gepepel, nee? Dan laastens, vin du jour, Cabernet Monopoly Blanc, maak jou magsdronk, gierig van nog, sonder die nare skuldgevoel babbelas. kan nie dit glo nie. Dis nou jou omkoop spyskaart menu daarso. Nou ja, ek hoop jy kry die boodskap dan. Dis nou wat die tekenprent probeer oordra van hoe bedrog nou plaasvind. En om aan te gaan, hier is nou nog 'n tekenprent, Ja, en dit kom uit die Business Day uit. ja, En hierso sien ons nou hoef. En dan is daar 'n bottel met tande in. Ja. Lyk soos gevaarlike tande. ja, Threat to withhold equitable share. En dan sien ons daar is die hondehok met 'n treasury wat daarop geskryf is en dan sê beware of the God. En dan sê die ou man se naam is Kodangwana, né? En hy dink hy is soos God, lyk dit my. Hy kan doen net wat hy wil. hy het mag oor die fondse, jy sien hy tree op soos God, ja, ek het nie eens, sou nie as die God mooi raak sien in sy lang naam nie, ek sou gesien Kondongwa, maar nou ja, daar sien hy, ja nie, hy tree nie soos beware of the God, nie the dog, nie the God. Tjoe, Ja, kyk, God en dog is het omgedraai. ja. Dit interessant. Hier is nou nog 'n tekenprent wat nog 'n boodskap oordra. Ja, en as ek na jou vandag so kyk hoe jy aangetrek is, jy is vandag ligtelik aangetrek. Ek het 'n bietjie warm gekry oom. Ja, nou ja, hy praat nou hiervan, hè. Daar is, nou laat ek eers hier heel onder lees, dat kan mense verstaan waaroor dit gaan. Baie goed, hulle sit altyd so 'n stukkie van die koerant in, laat jy weet waaroor dit nou gaan. Eers was daar vroeër die jaar noodplanne wat oor die Wes-Kaap heen in werking gestel moes word, vir dag 0 weens die droogte. Daarna die miljarde rande skade, ja, 20 miljoen rand skade en skade dan, hè, weens die rampspoedige vloede in Mei. En nou is Kaapenaars terug in die greep van droogte. Kan jy glo? En dan sê die man, die vrou daar, die boer sê vir sy vrou, ek wil jou troos, en sê sy optrede is seisoenaal. Maar deesdae beleef selfs die seisoene 'n identiteitskrisis. Ja, het behoort nou winter te wees oom. Wat kyk hoe trek jy aan daar so nou, né? En daar sit die seisonale man. Hy sê, ek soek myself. Het jy my gesien? Hy weet nie of hy kom of gaan nie. En heel onder, daar sê die seekoetjie, klimaatsverandering ontmoet hormoonverandering. Mense weet nie op of af nie. Nou ja. Ai, en hier is nou El Nino, volle impak teen November in SA gevoel. Hi, Die warmer wintertoestande wat die land van jaar ervaar, hou waarskynlik verband met die ontwikkelende El Nino weerverskynsel. Die volle impak van hierdie weerverskynsel
wat warmer en droër toestande bring, sal vanaf November in die land gevoel word, sê Johan van der Berg, onafhanklike landbouweerkundige. Volgens hom sal hierdie toestande na verwagting tot Maart of April volgende jaar hier voorkom. Nou ons voel dit nou al, dit is interessant, né? Hierdie was nie 'n baie koue winter nie. Ek het nog een keer reg sneeu gesien nie. Elke keer voorspelde reën, daar's 'n paar druppels. Ja. Die somertemperatuur gaan bitter warm wees. Ons sal vanjaar rekordtemperature sien. Ek dink die hitte gaan erger as die droogte wees. Ons gaan reën kry, maar dit gaan ondergemiddeld wees. In die stadium lyk dit of die somerreënvalgebied in September en Oktober redelik reën gaan kry en dat dit vanaf November droog en warm word. Van der Berg sê 'n styging in die gemiddelde temperature is ook wêreldwyd 'n langtermynstendens weens aardverwarming. Jy kan koue periodes kry, maar oor die algemeen word die winters warmer. Nou, ek het nie regtig 'n probleem met die winters wat warmer word, Johan. Ek is nie 'n groot fan van die winter nie. Ek stem saam, as ek dink aan die plante, Ja, ek weet. aan die natuur en die boere, al daai dinge. Hierso is weer 'n prentjie, né? En daar's 'n prent van landerye en kyk hoe buig die aarde daar. Nou sê hulle hierso, El Nino tref Suid-Afrika. Droër winter in Wes-Kaap verwag, né? El Nino weerverskynsel het Afrika reeds getref. Nie dat die reeds soos daar so lekker aangetrek is, né? En Suid-Afrikaanse weerdiens waarsku dit sal waarskynlik al hoe sterker word. Daarbey moet Wes-Kaapse boere wat reeds in Mei onder storms en oorstromings gebuk gegaan het, hulle straal vir die verwagte droë toestand die res van die jaar. Arme boer. Toe ek in laerskool was, wou ek 'n boer word. Regtig? Ja, ek het al die aflees opgelees, die trekkerpryse, plaaspryse, al die tipe dinge. Maar jong, jy kan nie die weer beheer nie, jy kan nie die reën beheer nie. Dit is, jy moet hare op jou tande hê, om 'n boer te word, en ek het nie hare op my tande nie. Ja nee, kyk, ek haal my hoed af vir boere om. Absoluut. Ons self was op 'n plaas gewees en dit is nie maklik nie. Nee. Dit is nie maklik nie. Elke jaar is anderste. Sjoe. En dan moet jy maar gaan soos die natuur gaan. Ja. So jy maar sterk staan. Erg. Op 'n ander noot, Ja. Op watter noot is jy nou? Jong, op 'n hoë noot of 'n lae noot? ek is op 'n kerkorrelnoot, want dit sê hierso, okay. dopperpredikant uit ampt verwyder. Ja. Dit sê, dis liefdelose vervolging. En dit is nou uit netwerk 24. Die besluit om 'n Potchefstroomse predikant se kredensiebrief by 'n kuratoriumvergadering van die gereformeerde kerke. En so kom ons lees wat hierso staan. Dit sê hierso, die besluit om 'n Potchefstroomse predikant se kredensiebrief op 'n kuratoriumvergadering van die gereformeerde kerk in Suid-Afrika nie te aanvaar nie, word deur sy kerkraad as liefdelose vervolging bestempel. Nou wat se brief is dit daardie? Dit is 'n kredensiebrief, oom. Het jy hom al daarvan gehoor? Nog nooit. Dis ook die heel eerste keer wat ek hierdie woord sien. Ek het in Engels gehoor van credentials, maar toe ek groot geword het, dat ek pas op vir al die anglisismes. En ek wonder of daar nie 'n anglisisme is nie. 10-1. En ek het gaan opkyk, ek kon hom nie kry nie in die WAT nie, die handboek Afrikaanse taal nie, en ook nie in die Engels-Afrikaanse woordeboeke nie, maar toe ek op Google gaan kyk, toe kry ek hom wel daar op Google, ja. En kyk, Google sê, 'n kredensiebrief, ook bekend as 'n geloofsbrief, geloofsbrief, is 'n amptelike dokument wat die identiteit, magte en magtiging van 'n afgevaardigde of amptenaar bevestig om namens 'n spesifieke liggaam op te tree of dit te verteenwoordig. Die term word hoofsaaklik in 2 spesifieke kontekste gebruik. In die kerkereg, gereformeerde kerke, maar ander kerke ook, né? In kerkverband is 'n kredensiebrief 'n amptelike skrywe waarmee 'n plaaslike kerkraad sy afgevaardigdes, soos 'n predikant of ouderling, wat nou daar gebeur, né? Predikant is die afgevaardigde, na 'n groter kerkvergadering stuur. Okay. En toe kyk ek op credentials, né? Kyk hier, 'n credential letter or letter of credence. Ek het ook nog nie van letter of credence gehoor, al gehoor van credence revival, ja, gehoor van credence revival. Ek het ook al dit gehoor. Maar credence, is dit nie 'n Latynse woord, waar kom afkomstig van Latyns?
Yeah, is a formal diplomatic document used to appoint an ambassador, verify professional achievements, or authorize a delegate for a meeting. It is sent from one head of state to another or issued by an organization to confirm a person's official status. Nou ja, soos by kerklike vergaderings wil hulle jou kredensiebrief sien. Is jy gemagtig om by te woon of nie? Nou om aan te gaan, het sê so Netwerk 24 verneem betroubaar dat Dr. Jannie Erasmus, leraar van die gereformeerde kerk Potchefstroom, die bult se afvaardiging as kurator dinsdagoggend verwerp is. Die besluit hou glo daarmee verband dat sy gemeente vroue as ouderlinge toelaat. Die GKSA se algemene synode het in Januarie besluit gemeentes wat vroue as ouderlinge bevestig, moet die besluit binne 12 maande terugtrek of as losgemaak van die kerkverband beskou word. Die kuratorium is 'n kerklike liggaam wat bestaan uit verkose amptdraers wat toesig hou oor die teologiese opleiding, dosente en die kurrikulum by die teologiese skool Potchefstroom. Dr. Flip Skutte, skryba van die GKPB, sê hul kerkraad beskou die kuratorium se besluit dat Erasmus se afvaardiging nie meer aanvaarbaar is nie, as die liefdelose vervolging van 'n toegewyde bedienaar van die woord met bewese gawes as lid van die kuratorium. Teologiese vervolging, beskou dit as teologiese vervolging. Die kerkraad sê voorts, wat algaande duideliker word uit hierdie gebeure, is dat diegene in die kerkverband wat daarop uit is om gemeentes te vervolg, wat geen deurslaggewende beletsel op die bevestiging van vroue as ouderlinge in die skrif vind nie, in hul doel slaag deur selektiewe en voortgaande manipulering van afvaardigings na meerdere vergaderings. Skutte meen, dit bring mee dat kerklike besluite demokraties afgedwing word in plaas daarvan dat die gevestigde gereformeerde presbyteriale beginsel van besluitneming deur algemene instemming gevolg word, wat neerkom op skeermakende tirannie. Skeermakende tirannie. Dit is nog 'n sterk term, né? Deur gefabriseerde meerderhede. Die kerkraad van die GKPB sê aan Netwerk 24 Erasmus is per geloofsbrief deur die streeksynode Noordwes as kurator benoem en dien al 2 jaar in die ampt. Netwerk 24 het Dr. Wynnie Du Plessis, hoof van die administratiewe bureau van die GKSA, vir kommentaar genader. Ek lewer geen kommentaar nie, jammer. Synode is verby, het Dominee Du Plessis gesê. Dr. Dion Larts, voorsitter van die kuratorium, wou ook nie uitwy oor hulle besluite nie en sê die kuratorium vergaderings is geslote vergaderings en dit is baie jammer dat iemand uitgepraat het. Ek kan nie enige inligting oor die kuratoriumsvergadering gee nie en ek gaan ook nie. Larts het wel gesê dit was baie beslis 'n suksesvolle vergadering. Hierdie voorval kom nadat die GKSA se algemene synode in Januarie van die jaar besluit het dat gemeentes wat vroue as ouderlinge bevestig hulself in 'n wese van die kerkverband losmaak. Die GKSA het na afloop van die 2026 synode besluit in verklaring gesê dat besluite dat vroue nie in die leer- en regeerampt kan dien nie, is geneem op grond van die skrif, onder meer 1 Korintiërs 14, 1 Timoteus 2. Die synode het verder bevestig dat die gemeentes wat vroue as ouderlinge of predikante bevestig in stryd met die 2009 besluit is en dat sulke gemeentes 12 maande tot Januarie 2027 gegee word om die besluit terug te trek en die vroue losmaking te gee. En ons het mos al baie hieroor gepraat, oor Vida, nie die koffieplek nie, maar die vrou in die ampt. Indien die betrokke gemeentes nie aan hierdie eis voldoen nie, sal dit beskou word as selflosmaking van die kerkverband. Maar nou blyk dit dat vervolging kerke selfs voor die sperdatum in die gesig kan staar. Omstrede besluit wek kommer onder ander gemeentes. Daar is tans ten minste 8 gemeentes binne die GKSA wat vroulike ouderlinge het. Dit sluit in gemeentes in Klerksdorp, Johannesburg, Kreersdorp, Pretoria, Benoni, Kaapstad en Potchefstroom. Dr. De Wet Saiman van die gereformeerde kerk Kreersdorp sê hulle ten minste al 4 jaar lank vroue in die ampt van ouderling en hy meen dat almal ander gawes het waarmee hulle die kerk kan dien. Daar is baie oulike mans in ons gemeente, maar hulle het nie noodwendig die gawe om 'n goeie ouderling te wees nie. Net so ook het ons vroue wie se gawes hulle toelaat om ongelooflike dienswerk in die kerk te kan doen, selfs in die ampt as ouderling, sê Saiman. Dit is eintlik interessant en veelzeggend. Ja, nou, dit is, ek wonder hoe klein is hulle kerk wel.
As die kleinste van die gereformeerde kerke. Maar ek bedoel, is daar 5 mense in die kerk, 10 mense in die kerk? Nee, daar is seker 'n redelike groot kerk. Dit Ja, is, ek is wonder maar net, as daar nou nie mans is wat die werk kan doen nie, dan moet die kerk seker, maar in elk geval. Die GKK het ook beswaarskrifte teen die synode se besluit ingedien, maar sê hulle het nie 'n baie bevredigende antwoord van die kommissie ontvang nie, en wag steeds op 'n behoorlike antwoorde. Simon het nie self kennis gedra van die situasie wat hom glo op die kuratoriumsvergadering afgespeel het nie, maar hy vra op grond waarvan is daardie besluit geneem. So 'n besluit is onordelik. Ons het besluit om mekaar behoorlik tyd te gee en met verwysing na artikel 31 van die kerkorde weet ons het die reg tot appel, sê Simon. Die gereformeerde kerk George het vroeër die maand in 'n oop brief aan ander gemeentes binne die GKSA ook sy misnoë met die synode se besluit en die hantering van die kwessie rakende vroue in die ampt uitgespreek. Nes Simon glo dominee J.J. de Bruin, leraar van die GKG, dat Christus alleen die hoof van die kerk is, maar nou word die synode besluit in wese gelyk gestel aan die woord van God. Nou, dis 'n bietjie ver gevat, want dis amper die synode hierso het sê dat hulle het hierdie besluit geneem as gevolg van die Bybel. Nie as teen die Bybel nie, maar omdat die woord van God dis hoe hulle dit verstaan. Dis hoe hulle dit verstaan en dit sê kom hulle die besluit geneem. Ja, Hulle verwerp die uitgangspunt dat gemeentes wat nie aan die besluit gehoor gee nie, ongehoorsaam teenoor Christus is en hulle self in wese losmaak van die kerk en dit bekeer. De Bruin meen dat 'n synodale meerderheidsbesluit nie die maatstaf van kerklike gehoorsaamheid behoort te wees nie, en hy beskou die synode se besluit as lasterlik, arrogant en verregaande. Hy meen daar behoort met meer deernis en insig met ander gemeentes omgegaan te word. Nou, dit is 'n sensitiewe saak, en dit is 'n uitdagende saak. Maar ek probeer nog steeds verstaan wat hulle verwag van die synode, as 'n woord ek sê. Kyk, Want hulle is ongelukkig, Ja. ek verstaan dit, ja. maar hoe lank moet die ding dan uitgerek word? Ek dink hulle het gedink tot die begin volgende jaar. Ja, maar hulle stem in elk geval nie saam nie. Hulle gaan nie, jy kan baie duidelik sien, dat hulle die standpunt, Ja, dis wat hulle glo, en hulle gaan dit nie verander nie, en hulle maak dit baie duidelik publiek, Ja. en dis nie asof hulle nou Januarie volgende jaar gaan sê, okay nee, ons het ons standpunt nou, ons gaan nou verander nie. Ja. So, ek weet nie. Nog 'n hele paar interessante berigte wat hier uit gaan volg, wat vir ons heel wat nuuswaardige inligting gaan gee. Dat is baie interessant, net die nuances. Ek het nie gedink hulle gaan dit nou al begin afdwing nie. Okay, hulle wil konsekwent wees, maar ek dink hulle het mense tyd gegee daar, om tot besinning te kom volgens hulle inligting. Ja, hier is nou nog 'n sterker berig, en dit is geskryf deur Johan Eybers in rapport, en die opskrif hier is Dopper gemeente trek los. Jy moet weet, as 'n kerk lostrek, né? En sê, synode se besluit oor vroue is godslasterlik. Min dinge so sterk as dit, né? Godslasterlik beskou hulle eie synode. Dan gaan hy aan nou sê, dopper gemeentes oor die land heen kom nou in opstand teen 'n omstrede opdrag van die synode dat alle vrououderlinge uitgeskop moet word. Voor in die koor is die gereformeerde kerk George, wat in 'n skerp beantwoorde brief die besluit as godslasterlik, arrogant en verregaande verwerp het. Sterk, né? Dus hulle voel baie sterk, hulle gaan nie hulle opinie verander nie so maklik nie. Daarbenewens het dopper gemeentes in Port Elizabeth, Frankfurt en Benoni ook te kenne gegee dat hulle van die synode besluit verskil of gevra dat daaroor herbesind word. Die gereformeerde kerk Linden, wat sedert 2006 vrououderlinge het reeds in Februarie die besluit van die kansel af verwerp. Ja, so hulle gaan nie daar verander nie. Die kern van George beswaar is die algemene synode van 2026 sy stelling dat gemeentes wat nie synode besluit oor vrou in die ampt nakom nie, hulle aan ongehoorsaamheid aan Christus skuldig maak en hulle moet bekeer. Die bewoning stel synode besluit aan effek gelyk aan die woord van God self, sê George se kerkraad in 'n brief wat op 12 Julie deur dominee Johannes de Bruin, voorsitter
en Niels Koetser skep by onderteken is. Daarom verwerp hulle die synode se eis dat gemeentes hulle vroue ouderlinge binne 'n jaar moet losmaak. Hoewel George nie self vroue ouderlinge het wat deur die besluit geraak word nie, meen die kerkrade die opdrag wesenlike vrae oor synodale gesag en die selfstandigheid van plaaslike kerke laat ontstaan. Nou kyk hierso, die kerk wat hierdie godslastelike brief skryf, of 'n brief skryf wat godslastelik aanhaal nie, is George, hulle het self nie vroue ouderlinge nie, maar hulle voel so sterk oor die beginsel van die saak daar. Nogal, nie? Gaan aan en sê dat die vraag is nie of ons mekaar lief het nie, ons glo ons het, die vraag is of 'n synodale meerderheidsbesluit die maatstaf van kerklike gehoorsaamheid mag word. Ons antwoord na deeglike besinning en in alle nederigheid is nee. Nou, ja en nee. En ek het letterlik nou nog met iemand gepraat van hy sê, die persoon sê iets, en ek sê toe vir hom, 2 dinge kan gelyktydig waar wees. Ja. Verstaan? Ek kan miskien kwaad wees vir oom, maar ek is nog steeds lief vir oom. Verstaan oom? So jy kan nog steeds, 2 dinge kan gelyktydig waar wees. So, wat hy hierso sê, is ja, dit is so, dat ons kan nie dat die synode, of 'n konferensie, of wat ook al dit mag wees, dat hulle besluit wat is waarheid nie. Dit is baie belangrik. Die woord van God is die waarheid. Maar, aan die ander kant, kan leierskap kom en sê, luister hierso, ons het wegbeweeg van die woord van God af, en ek dink dit is tyd dat ons dit ernstig opneem, dat ons terugbeweeg aan die woord van God toe, want ons het wegbeweeg af. So hulle kan 'n baie sterk besluit op dit maak, verstaan maar. Vir daardie kerkgenootskap, die gesag en ek dink hulle het dit baie mooi verduidelik. Ja. Dis nie asof hulle net gekom het uit die blou tyd. Nee, dit volledig verduidelik, ons het volledig behandel hier. So ja, gaan dit aan en sê, George grond sy standpunt, onder meer op artikel 31 van die kerkorde, in gevolge waarvan besluite van kerklike vergaderings vas en bindend is, tensy bewys word, dat dit met die woord van God of die kerkorde bots. En dis 'n baie belangrike punt, dit is belangrik. Ja. Die kerkraad sal nou 'n amptelike beswaar by Classis Boland, die suidelike streeksynode en die algemene synode indien. Ja, soos hierso kom nog Maar hulle gaan nou moet bewys, jammer oom, hulle gaan moet bewys dat dit nou teen die Bybel is. Ja. Die standpunt wat die synode ingeneem het, dat dit onbybel is. So hulle gaan dit op 'n manier nou, baie mooi manier, ons gaan nou moet wag daarvoor. Ek kan nie wag daarvoor nie. Ek sal baie graag wil sien wat hulle teologiese besluite is. Dan gaan hy aan en sê so, die gemeente benader dat hy steeds sonder voorbehoud 'n volwaardige lid van die gereformeerde kerk in Suid-Afrika bly. Ons wil nie skei nie, ons wil saam bly, en nie op grond van gemeenskaplike gehoorsaamheid aan elke synode besluit nie, maar op grond van ons gemeenskaplike geloof in Christus as enigste hoof. Die ope brief vra dat die debat oor vrou in die amp met liefde, geduld, sagmoedigheid en selfbeheersing gevoer word. Maar die debat word nou al van 2009 gevoer al, nee, is 'n lang tyd. En lyk my nie, hulle vind mekaar, hoe meer tyd hulle gee, hoe meer tweespalt kom daar. Laat ons mekaar se opregtheid erken. Ook waar ons mekaar nie oortuig nie, laat ons waak teen die oordeel van mekaar se motiewe. Want slegs die Here ken die hart ten volle. Die gereformeerde kerk Polisebeth het reeds op 7 Mei 'n minder skerp bewoorde skrywe oor dieselfde besluit aan die kerkraad en die GKSA gerig. Hoewel Polisebeth ook nie vrououderlinge het nie, het sy kerkraad verklaar dat die besluit en die tydperk waarbinne dit toegepas moet word, nie vas en binnen is terwyl die kerkordelike beswaarproses nog sy beloop moet neem nie. Ja, as ek reg onthou het gesê, daar's 8 GKSA kerke met 4 vroulike ouderlinge in die amp, né? Maar lyk my daar's hele paar gemeentes sonder vida wat ook beswaar maak wat die vida beginsel ondersteun. So is nie daar die 8 nie, daar's 'n hele ding wat nog hierso voortspruit.
Dan gaan aan en sê, Port Elizabeth verwys ook na 'n beroep van die gereformeerde kerk Frankfurt dat kerke en klassisse so spoedig moontlik met die liefde van die Here na vrede moet streef en dat 'n skering in ons gemeentes en kerkverband ten alle koste verhoed moet word. Dominee Okkie Strewig van Frankfurt het bevestig dat die verwysing feitelik korrek is. Ons bede as kerkraad is steeds dat die saak ter sprake op alle terreine hanteer word, met die eis van liefde vir ons Here en liefde vir mekaar, tot stigting en versterking van sy kerk en tot uitbouing van sy koninkryk. Die benoude gemeente het intussen bevestig dat hy ook van die synode besluit verskil en dat hy in liefde 'n openbare beroep op die GKSA gedoen het om die saak te heroorweeg. Soos benoude gemeente ook, soos daar's 'n hele paar wat glad nie saamstem nie. Ons wens is om hierdie saak op 'n kerklike wyse te hanteer en nie in die media nie, het Dominee Reinhard Pretorius aan rapport gesê. Die besluit het ook spanning in Venterstad en Bellville Oos veroorsaak. Venterstad se kerkraad het die nagmaal ter wille van die eenheid uitgestel, omdat verskeie lidmate ontevrede was oor die besluit. In Bellville Oos het die gemeentelid Dou Creer beswaar gemaak teen 'n oënskynlike aanmaning dat lidmate die besluit nie onder mekaar moet bespreek nie. Dis interessant. So ek kan nou nie eers as iets in die kerk gebeur of in die struktuur of in die organisasie, kan ek eers met oom gaan praat daaroor nie. Ja, gemeentes kan nie met mekaar praat nie, lidmate Maar nie eers gemeentes nie. Maar wat is oom in Bellville is, ja, en ek is nou in Benau nie, maar ons is vriende, kan ek nie praat daarmee of my broer en suster of Ja. wat ook al, of 'n kind of wat ook al. Dit is 'n bietjie sterk, né? Die GKS het gesê daar is weens sy kerk-regeringsstelsel niemand wat tussen synodes namens al die kerke kan praat nie. Die GKS het nie 'n algemene kommissie of moderator wat tussen synodes sake namens die kerkverband hanteer nie, en gemeentes funksioneer tussen kerklike vergaderings selfstandig. Ja, en nou begin hulle baie selfstandig dink en optree. Eintlik die tragedie is dat die GKSA moes in 2009 moes hulle van toe baie sterk opgetree het, maar as jy 'n saak, Die ding is, daar's 'n kultuur wat nou al begin groei het. dis reg, In die 'n stem, ja, En ja, maar ek dink in elke organisasie, beweging, kerk, wat ook al mag wees, daar is 'n kultuur wat vorm, verstaan? ja. En ek dink dit het nou baie sterk, want dit is nou amper, 20 jaar terug? Ja, Dit is 'n lang tyd. Ja. So ek bedoel, jy sal nou vat jou jonger mense, Ja. as jy nou Geslagte verander, ja. iemand wat nou sê maar klaar gemaak met skool, wat miskien nou selfs begin leierskap kan neem in die kerk, het nou so groot geword dat dit is, verstaan, is okay, alles is dan nie so, dit is hoe hulle hele sienswyse is so. En nou verwag jy, so dit is problematies, dit het baie lank gevat. Maar ja, oom, Ja. ander noot. Wat se nood nou? Ons gaan 'n bietjie terug na wat ons laasweek oor gepraat het. Maar dis nie anders, dis dieselfde nood van voorheen. Dis dieselfde noot, ja. Ja. Ons keer nie terug na dieselfde noot toe. Die advertensie met die bruid, die bruidskat. Ai nee. En dit gaan nou aan hierso. Laat ons hoor. Sê hierso, die suksesvolle vrystater. Sy tweede bruid sal 'n normale regte hê, advokaat. Nie sekondêr normale. Sy sal 'n normale regte. Sê die jong kandidaat wat hy as sy tweede vrou wil neem, sal al die regte en voordele geniet wat in enige normale Suid-Afrikaanse huishouding geld. Sy is sogenaamde welgestelde voornemende bruidegom van die Vrystaat. Die 58-jarige man beskryf homself as 'n boer, sakeman en suksesvolle advokaat. Hy is op soek na 'n bruid wat tussen 16 en 25 jaar oud is. Dis maar 'n bietjie erg, né? Jong, hy soek moeilikheid. Verskom dat ek dit nou weer eens sê, maar dis nou moeilikheid soek daarin. Dis nie 'n tronk of enige Midde-Oosterse instelling die nie. 'n Normale huweliksverhouding word gehandhaaf. Nou, ek kan nie sien hoe dit normaal is dat 'n 60-jarige met 'n 16-jarige. Dit is mos normaligheid, man. Ja. Dit is jy moet nie so kras praat jy op TV onthou. Ja, maar dit is nie Bybels nie, man. So vir my is dit dis onbybels. Verregaande, laat ek dit so stel, né? Maar onthou by die moslems kan 'n stokou man van 80 jaar is 'n 9-jarige meisie. Ja, maar ons is nou nie moslems nie. Maar dis die punt. En dis hoekom ek sê ek weet nie wat die Bybel hy lees nie. Miskien lees hy die Koran. Ja. En hy dink is die Bybel. Ek weet nie. Maar kom ons gaan aan en kyk.
Die burger wou weet of die vrou vrylik sal kan optree en gaan waar sy wil. Advertensie Saterdag in die Burger waarin hy na jong bruid soek en haar 'n erfposie van R5 miljoen beloof en Netwerk 24 se berigte daaroor maak tans wyd opslaa. Hy sê hy het reeds aansoeke ontvang van beweerde 16 tot 74-jariges. 74-jariges ook. Klaar ontvang van 16-jariges. Ja, dis malligheid. Ek wonder wat sê die 16-jariges se ouers daaromtrent. Hulle is natuurlik Die enigste, en hier is die probleem met dit, né? Die enigste rede hoekom iemand so iets sal doen, is vir die geld. ja, omkoop. Hy koop die ouers om. As jy iets doen vir geld, dan doen jy dit vir die verkeerde rede. Ja. Verstaan? So, dis al reeds problematies. Jong, 'n Paneel hanteer glo die aansoeke namens hom. Die vrou se ouers word ook 'n bruidskap van 100.000 beloof. Voort sal 'n formele gesprek tussen die familie en die hoofvrou van die huis 'n deel van die proses vorm. Hy het intussen aangedui die hoofvrou is die vrou met wie hy al 25 jaar getroud is. Hulle is kinderloos en hy wil met 'n gesin begin. hy moes al lankal gedink het oor nou 'n bietjie te ander laat, maniere. oom. Daar's ander maniere om kinders te kry, of wat ook, of aanneem, of mediese maniere. Ja, Erfgename na sy vrou, aan wie hy sy bates kan nalat. Die man het homself geïdentifiseer, maar verkies dat sy naam ter wille van sy privaatheid nie gepubliseer word nie. Hy wou nie die nodige besonderhede verskaf wat versoek is om by die regspraktykraad te bevestig dat hy wel 'n praktiserende advokaat is nie. Die man is glo al 34 jaar 'n advokaat. Dit is 'n strafregtelike oortreding vir iemand om te verklaar dat hy prokureur of advokaat is en dit nie is nie. Volgens hom sal die vroue in die huishouding op gelyke voet wees, maar elke vrou staan onder haar man en die man sal die huishouding lei. Daar is net een kaptein op 'n skip. Die drie sal in 'n polygeniese verhouding betrokke wees. Polygynie is 'n vorm van polygamie waar een man met meer as een vrou getroud is. Volgens hom is die beoogde verbintenis nie 'n burgerlike huwelik nie, maar 'n gebruiklikheidsverbintenis. wow, en pas op, hy is nou advokaat, maar hy moet sy huwelikstories reg kry. Daar's 'n ander berig hier van Forsa wat hulle Ja. verwys na komplikasies daaromtrent. Hy moet mooi dink op, behalwe as hy nou net 'n bywyf wil vat daar so maar. Ek weet nie. Ja, Wat voor God gesluit word en nie deur kerk of howe ontbind kan word nie. Nou hier is die probleem, né? As ek weet jy, dit klink vir my as hy wil met haar trou, maar dit gaan nie. hy wil net vrou vat, hy wil nie Maar trou. hoe gaan hy nou nalatenskap hou as hy nie offisieel volgens die landswet getroud is met haar en dan die kinders gaan mos nou sy van vat, sy naam vat, maar hoe gaan dit werk as ek weet nie. Komplikasies. Dit is komplikasies. Daar sal ook eers tyd verloop voordat hulle sal trou. Die tweede bruid sal eers by hulle woon as daar besluit is op 'n huwelik en dit verbondsgewys vasgemaak is. 'n Verbondshuwelik vereis geen registrasie anders as die getuies vir die wat by die feesmaal teenwoordig is nie. In die Herhaal daar, 'n verbondshuwelik. vereis geen registrasie anders as die getuies vir die wat by die feesmaal teenwoordig is nie. Soos hy wil nie 'n normaal huwelik hê nie, hy wil 'n verbondshuwelik hê waar hy nou maar net 'n bywyf vat. Lyk my so, ja. Ja, In die Bybel word die huwelik voltrek by eerste omgang en nie deur 'n kerk of 'n regsertifikaat nie, sê hy. Die man sê die vrou se vrugbaarheid sal nie vooraf vasgestel word nie. As sy nie vrugbaar is nie, dan is dit maar so en 'n mens kan mediese hulp inkry. Nou kom het hy dit dan nie vroeër gedoen nie. of hy gaan 'n derde vrou wil vat. Ja, maar jy hoor ek sê, as Precies. dit is wat hy nou hierso sê, Precies, hoekom precies. het hy dit dan nie vroeër dit gedoen nie? Dis die vraag wat ek ook vra. Dis 'n nonsens storie die. In die geval dat die vrou wil skei, is sy geregtig om 'n skeibrief te vra indien berading nie help nie. Die ouers sal nie die bruidskat terug hoef te gee nie. Haai, Nou sê dit, wat sê die reg? ja, dankie. Dr. Llewellyn Curl-Lewis, bekend strafregter aan die Universiteit van Pretoria, sê ingevolge Suid-Afrikaanse wetgewing kan minderjariges, jonger as 18, vanaf 16-jarige ouderdom met ouerlike toestemming trou. Indien die persoon onder die ouderdom van 16 is, sal dit toestemming van 'n Hooggeregshof of selfs 'n minister verg om dit op 'n statueure verkrachting neerkom. Hy sê die siviele reg maak nog nie daarvoor voorsiening dat iemand tegelyk met twee mense getroud kan wees nie. Die siviele reg maak nog nie daarvoor voorsiening nie. Belangrike punt daarin. Dis bigamie
en 'n misdaad. 'n misdaad. Tensy hy hom ag as deel van die Afrika kultuur, sal hy nie onder die wetgewing resorteer nie. Jy sien komplikasies, 'n mens moet jou Dis probleme, Bybelkennis reg hê ensovoorts. Nou ja, jy het daar gelees daarvan, jy kan nie sê jy's 'n advokaat as jy nie een is nie, en ek wonder of hy nie miskien nou of koue voete gekry het, of sy oë oopgegaan het nie, maar nou in die volgende brug het hy homself geïdentifiseer, en soos ek laas gewys het, hier is 'n foto van hom, groot op die voorblad, wys hoeveel aandag hy ding trek, nie, van die voorblad van die burger daar. En hy sê, hier is advokaat Gerrit Coetzee. Hy verhoog die bruid skat na 1 miljoen en erflating na 20 miljoen. Jo, Die bruid skat in die skrif is net betaalbaar aan die ouers van die reinbruid. Ja, en hierso is nou die brug wat dit beskryf daarso, en het sê advokaat verhoog bruid skat tot 1 miljoen rand, erflating tot 20 miljoen rand. Nou ons het gepraat nou net bietjie vroeër oor daardie saam eet, en elke ou wat kom saam eet moet 1 miljoen rand betaal, om te kom aansit daar by 'n staatsminister daar. Maar nou betaal hy 'n bruidskat van 1 miljoen rand. Is dit nie ook 'n mate van omkopery nie, of wat ook Jong, al? Ek weet nie, jong. dit maak dit vir my, dat wat ook al daar gaan gebeur, gaan vir die verkeerde redes gebeur. Ek het, soos ek jou laas keer gemeld het, ek het mooi gedink toe ek hierdie sien van 1 miljoen, dat is nog baie geld, jongen, miskien moet 'n mens met jou dogter gaan praat, maar ek voorsien net probleme vorentoe. Nee, Ek voorsien ons bly weg van dit af. vrede en harmonie nie. Maar kom ons kyk wat sê die bruggie alles toe nou, né? Dit is nou meer openbaring. Ja, Die Vrystaatse advokaat en boer, wie se soeke na 'n jong tweede vrou opslaan maak, het nou die bruidskat vir die vrou se ouers tot 1 miljoen rand verhoog, en die voornemende bruid se erflating tot 20 miljoen. Jong, ek dink baie ma's en pa's spring nou wakker en begin wonder, né? Advokaat Gerrit Coetzee, wat tussen die Nyswil en Frankfurt boer, het dit gister telefonies aan die burger bekend gemaak. Volgens hom het hy die besluit onder meer geneem om te wys, hy is ernstig oor die saak en sarkastische opmerkings aan te pak van kommentators wat meer aanvanklike finansiële pakket is onvoldoende. Nogal, seker gespot. Spring hy wakker, sê, nee, kerel, ek haal uit en ek wys. Ek bewys verder daardeur die waarde wat daar aan reinheid van 'n vrou geheg kan word. nou ek het nie geweet, daai waarde kan jy nou, Om sit en geld, ja, ne? in 'n finansiële vorm probeer te wys nie. Jy het nie jou vrou se reinheid aan waarde probeer heg nie, ne? Jy het nie, Nee, het sulke dinge nie in jou kop en opgekom nie. Myne ook nie, ne? Coetzee het aanvanklik 'n bruidskat van 100.000 aangebied en 5 miljoen rand se boedelvoorsiening aan die bruid. Advertensie waarin hy 'n rein huurbare dame vir 'n verbintenis kragtens oorspronklike Bybelbeginsels van tussen 16 en 25 jaar oud verlang, het Saterdag aan die burger verskyn. Eintlik was dit al Vrydag al. In die advertensie word van 'n aanvanklike finansiële pakket melding gemaak, as ook dat 'n formele gesprek tussen die familie en die hoofvrou van die huis deel van die proses is. Tussen die familie en die hoofvrou, maar wat van hom? Gesprek moet met hom ook geskied. Coetzee het aan die burger gesê, enige vrou tussen die gespesifiseerde ouderdomme kan aansoek doen, maar die bruidskat geld slegs die ouers van 'n rein vrou, 'n maagd. Jong, baie vrouens tot by 30 as 'n maagd wat baie meer verantwoordelik is, maar dan sal seker klaar begin dink, dan sal seker nie wat soos wil ingaan nie, wat ook al nie. Die bruidskat in die skrif is net betaalbaar aan die ouers van die rein bruid.
Die bruidskat is volgens hom skriftuurlik die waarde van die bruid en is bedoel om te wys dat die man in staat is om vir die vrou te sorg. Hy meen mans trou dikwels te vroeg, sonder voldoende finansiële vermoë, is vroeër berig. Ja, jong, as mens wag tot jy genoeg geld en troue partytjie nooit, jy maar saam sukkel. Ja, dit is, ek het met iemand gepraat wat ek ken, en hulle is nou al 35 jaar getroud, dink ek, en het gesê, hulle het getrou en gesukkel. Jy weet, hulle het klaar gemaak op universiteit, hulle het klaar gestudeer, en toe begin werk, maar moeilik gegaan, maar as hulle nou gewag het, dat hulle vir 10, 15 jaar mis wag tot die dinge nou, weet, uiteindelik gemaklik word, en dit is wat karakter ook bou, en jy nader mekaar bring, verstaan, so, ja, ek weet nie so mooi nie, maar vir my hierdie hele ding, nee, wat ek nou, die prentjie wat ek hier so kry, hy soek iemand, wat net vir hom kan kinders gee. Ja, hy soek 'n slavin. Ja, so, wat se verhouding is dit? Ja, nee. Sjoe. Dit is nou 'n baas-knaas verhouding, dit is nie goed nie. Hy voer aan hy en sy vrou, die hoofvrou na wie verwys word, is reeds 25 jaar getroud. Hulle het nie kinders nie en Coetzee wil met 'n gesin begin, erfgename na sy vrou aan wie hy sy bates kan nalaat. En soos gesê, hy begin te laat hieraan dink, né? Nee, wat? Dit sal 'n polygeniese verhouding wees, waar een man met 2 vroue getroud is. Okay. Polygenies, eerste keer wat ek ook daar die woord teenkom, nie? Polygamie, maar polygenies, een man en meer as een vrou. Aangesien hy steeds in 'n burgerlike huwelik is, sal hy en die tweede vrou 'n gebeurlike huisverbintenis voor God sluit. En nou, ek wonder wat is die theologiese opset daar, so ek is besult, nee. Die teksers wat by my opkom, as ek so sulke goed lees, dan kom altyd teksers by my op. Ja. Jesus sê, jy kan nie meer as een baas dien nie. Ja. So, hoe gaan dit dan nou werk? Hy wil 2 baas op sy kop sit. Ja, maar die punt is net, die punt wat Jesus maak is, is dat jy kan nie, as ons kyk na die hele Bybel, nommer 1, Adam en Eva, God het nie Adam gemaak, en 'n tweeling vir hom gebring nie. Of jy weet, verskillende vrouens wat hy nou maar kon kies, dis nie hoe dit werk nie, en as ons kyk, hy sê nou, want hy is baie die hele tyd die Bybel, en die rein bruid en alles, nou as ons gaan kyk na die rein bruid, dan kyk ons na die kerk, wat as voorbeeld is van die bruid in die kerk, in die Bybel, dis een bruid. Ja. Dis nie Jesus en meer as een bruid nie, dit is verstaan 2 of 3, nee, dit is Jesus, wat die man verteenwoordig, en die bruid, wat die kerk verteenwoordig, en is een. Dis hoe dit werk. So, hy wat dink, hy gaan voor God staan, en 'n verbond voor God sluit, hy maak 'n groot fout, want dit gaan nie gebeur nie. Ja. En al die regstegniese dinge, as hierdie verhouding skeefloop, jy weet, dan gaan hy aan so sê, oor die skerp kritiek, wat na die plaaslike advertensie gevolg het. Dit was baie kritiek geweest, né? Sê hy, ek lag die onkunde van mense af, en die dwaase uitsprake wat hulle maak. Ek klink gewoon die mense so onkundig, né? Soos wat die kommentare sommige gesê het, wanneer die mense in die swart gemeenskappe polygeniese huwelike aangaan, is dit geen probleem nie. Dit is nie geen probleem, is baie keer, as jy die vrou praat, altyd probleem, dit is nie wenslik nie, maar dat een persoon Bybelse beginsels probeer toepas, then all hell breaks loose. Ek dink regtig hy lees die Koran. Ek dink all hell wag vir hom, will break loose met 2 vrouens in die huis. Veral as daar 'n jong vroukie begin groot word en daar begin, haar spiere daar so bult. Oor die feit dat sommige mense selfs geglo het dat die advertensie deel van 'n poets is, sê hy, wie sal advertensiekoste bloot vir 'n grap betaal? Sommige mense sal, ja. Die burger bevestig dat hy wel as praktiserende advokaat by die regspraktykraad gesteer is, soos hy vroeër aangedui het. Hy sê hy en sy vrou woon permanent in die Vrystaat, waar hy met melk,
kalversboer en 'n saai boerdery hom vooruitsig stel. Coetzee praktiseer steeds as 'n advokaat. Volgens hom spesialiseer hy in kontrakte reg en het hy buitelandse kliënte, nogal. Ek litigeer in Amerika, Puerto Rico en China. Dus kom hy soveel geld uit om. Hy sê hy was jarenlang 'n staatsaanklaer en besit onder meer ook 'n internasionale saakonderneming vir invoer en uitvoer. Coetzee en sy vrou het onder meer ook in Heidelberg, Gauteng gewoon. Hier was hy voorheen 'n DA wijksraadslid aan die Lesedi munisipaliteit. Volgens hom was hy van 2011 tot 2016 raadslid, maar die politiek was egter nie vir hom nie. Nou soek hy huislike politiek. Hy was 8 jaar voorsitter van die Overklein Security Association in Heidelberg, sê hy. En jy gaan definitief politiek hê, oom. Jong, Daar gaan probleme kom. huislike politiek. Nou hierso is aan die linkerkant van daardie brug 'n ander brug en sê advokaat en 2 oud Suid-Afrikaners is Maxima Potentia lede. En wat is dit, oom? Ek het nog nooit daarvan gehoor nie. Geloofsgroep gee raad oor polygenie. Daar is daar die nuwe woord nie, polygenie. 1 man meer as 1 vrou. Kom kyk wat sê hierso. Gerrit Coetzee, die welgestelde Vrystaatse advokaat en boer, wat na 'n jong tweede bruid soek, is lid van Maxima Potentia, 'n groep wat polygenie voorstaan en die Abri en Dr. Rosagne Kilian, 'n Afrikaanse egpaar in Kanada bedreig word. Kan jy dit glo? Ja, jy moet maar wegbly daar, hoe verder jy daarvan wegbly, minder jy van weet hoe beter. Coetzee wat langs die Vaalrivier boere ook in eiendom in Suid-Kaap belê, het dan Netwerk 400 gesê dat hy 'n trotse lid is van die groep, wat mans en vroue begelei, en onder meer die bestudering van die skriftuurlike en historiese erfenis van Bybelse gesinsstrukture, waaronder polygenie. 'n Bybelse gesinsstruktuur, jong, ek As jy daardie, so ons het laasweek ook hieroor gepraat, oom. As jy daardie manier gaan redeneer, nee, dan moet ons ook gaan kyk, okay, wat van al die ander dinge wat ook gebeur het. So dan is dit okay as 'n man trou met sy eie dogter. Want dit het ook in die Bybel gebeur. So as jy gaan vat van alles wat in die Bybel gebeur het, as gevolg van sonde, en dit gaan vat as, okay, maar as dit in die Bybel gebeur, as dit okay as ek dit doen, jy kan nie so redeneer nie. Want so hulle sit die pot heeltemal mis. Ek dink ons moet vir hierdie, ons moes laas gelees van hierdie professor Johan Jansen van Rensburg, wat so regdenkend is oor Bybelse sake. Ek dink ons moet hom hier inkry, om bietjie hierso riglyne te gee oor Bybelse gesinsstrukture, wat het is en wat het nie is nie. Maar kom ons net 'n bietjie verder. Coetzee het gesê, hy skryf die bruidskat vir die ouers van die nuwe bruid, wat tussen 16 en 50 jaar oud kan wees, op, van 100.000 na 1 miljoen rand, 10 mal hoër. Daarby verhoog hy die boedelvoorsiening vir die bruid, van 5 miljoen tot 20 miljoen, na kritiek dat die geld te min is. Ek wonder hoe geloofwaardig dit is, jong. Die tweede bruid sal vir hom erfgename moet baar en saam met hom en sy vrou, wat as die hoofvrou in die huis sal dien, woon. Abri Kilian, stigter en hoofafrigter van Maxima Potentia, is 'n afrigter in gemengde gevegskuns. Ja, hierdie gemengde gevegskuns. Hulle gaan baie geveg hê, oom. Wat Kanada al nie kry vir die woordigheid. Hy het gister uit Kanada gesê, hul teologiese uitgangspunt is, dat polygenie nie op sigself in die Bybel as sonde omskryf word nie. Ja, nie alles wat sonde is, word as sonde, partyke is ongelukkig kulturele gebruike, wat nie aanvaarbaar is nie, né? Dink oom, dit is sonde,
as ek heroïne gebruik? As jy wat? As ek heroïne gebruik, dink om dit te sonde. Dis sonde teen jou liggaam, ja. Okay, so maar waar in die Bybel sê dit dis sonde as ek heroïne gebruik? Verstaan jy my punt? Hulle sê, ja, So jy kan nie so redeneer as ek kan vir oom nou 100 voorbeelde gee Ja. van dinge wat sonde is, wat ons weet sonde is, Ja. wat nie spesifiek dit noem in die Bybel nie. Ja. Verstaan, so jy kan nie so redeneer nie. Dit gee die beginsels in die Bybel daarso, né? Ja, ai. En hy sê, en dat die Torah die bestaan daarvan in sekere omstandighede erken en reguleer. Nou daar sou ek wou hoor by Jode wat spesialiseer in die Torah, wat die Torah sê van vandagse omstandighede of vandag nog, want ek sien dit nie in Joodse gemeenskappe gebeur nie. Nou sê so ou hoofie daar, toepassing van koninkryksbeginsels. Advokaat Gerrit Coetzee, sy vrou Dr. Rosagney Kilian en ek is kultuur, geloofs en gemeenskapskennisse. Ons is ook lede van Maxima Potentia, 'n internasionale aanlyn geloofs-, opleidings- en ontwikkelingsgemeenskap. Maxima Potentia begelei mans en vroue in die herontdekking van tydlose Bybelse waardes, die toepassing van koninkryksbeginsels en die bestudering van die skriftuurlike en historiese erfenis van Bybelse gesinsstrukture, waaronder polygamie. Kilian sê polygamie word nie as 'n vereiste of doelwit verlede voorgehou nie. Hy sê organisasie se breër oogmerk is persoonlike, geestelike en gesinsontwikkeling binne 'n Torah etiese raamwerk en dat dit nie 'n huweliksagentskap, bruidwervingsplatform of keringsinstelling is vir voorgenemde gades nie. Ja, jong, ek klink nie vir my 'n goeie ding hierdie nie. Hy sê sy vrou Rosagney se insluiting by bepaalde korrespondensie moet nie vertolk word as mediese, professionele of organisatoriese betrokkenheid by Coetzee se persoonlike herinnings om 'n voornemende bruid te ontmoet nie. Sy verrig geen mediese beoordeling van voornemende gades nie en tree nie namens Maxima Potentia as huweliksbemiddelaar of fasiliteer van private verhoudings op nie. Jong, jy weet, ons moet maar hierdie los om later mondelik verder te lees, maar daar's regsbeginsels hier betrokke, en ek sien jy daarso daardie stuk van Forza, Freedom of Religions of Africa, en hulle kommentaar daar, lees ons bietjie daar wat hulle sê. So, South Africa is closer to ever to a single unified marriage law. The marriage bill would recognize every valid marriage equally, including religious and customary marriages that were previously left out of only partly recognized. For many spouses and children, that is a real progress. But one word in the bill deserves a closer look. It uses the word solemnize, as though it describes a single, simple act. In practice, a marriage has two moments. The first is the legal act, where the state confirms and registers a valid marriage. The second is the ceremony, where a couple and the community celebrate it. When a law folds these two into one word, it leaves open the possibility that a state official could be understood as required to take part in a religious ceremony. Interestingly, the government's own white paper already warned against mixing those roles. Forza support the bill's central goal. We are simply asking for precision. Let the law require the state to formalize every valid marriage without exception, while leaving the ceremony to religious, cultural and secular communities, where it has always belonged. Getting the words right is how a good law avoids unintended harm. Equal access is required by requiring the state to serve everyone, not by requiring anyone to celebrate everything. Baie goed geskryf. Ja. Dis deur Michael Swain. Soos die gevare woordjie daar, solemnize, wat beteken jy daar? Ja. Nou okay, jy kan... Wat behels dit? Wat behels dit? Jy kan dit by vat, jy weet, daar's so, maar om dit nou as 'n huwelik of 'n Bybelse huwelik te kry, daar's dan regskomplikasie by. Maar kom ons kyk bietjie, soos 'n redelike lang stuk van Forza waar hulle praat. Ek gaan net so 5 minute speel om bietjie die tegniese agtergrond te gee daar. Kom ons kyk wat sê hulle daar.
Greetings, everyone, and welcome to 4SA's weekly video update. And this week, we're going to be switching gears. We're going to be switching topics because South Africa is closer than ever to a single unified marriage law. And the marriage bill that is now before Parliament, this has been an ongoing process for some years now, beginning in, I think it was 2019 when they first started working on the white paper. But this has now hit a constitutional snag. And there's also a pretty significant drafting question that raises concerns about religious freedom. So we're going to be looking into this today. This touches something that affects almost every family. How does the state recognize a marriage? Where does the ceremony fit in? So we're going to be speaking with our legal research assistant and our wonderful Zoe Lunga. And we're going to be unpacking what is happening and why this matters. So Zoe, we're going to kick off with you. And let's start with the basics. Tell us what is happening with the marriage bill right now. Yeah, thanks, Michael. South Africa is on the verge of something really important because for years our marriage laws have been fragmented and some religious and customary marriages were left unrecognized, which left many spouses and children legally exposed when a partner died or when a union broke down. Now, the marriage bill sets out to fix that by creating one unified law that recognizes every valid marriage equally and with dignity. So that is real progress. But at the same time, the bill's progress has actually slowed down in Parliament. The Portfolio Committee on Home Affairs is working through a difficult constitutional question in one part of the bill, which has paused progress. So we're at a moment where the goal is widely supported, but the details still need careful attention. Yeah, and we often say that the devil is in the details or the devil is in the definition. But tell us what specifically is significant about this moment. What's particularly significant now is that the bill is at the stage where the words on the page will get finalized, and those words will be what people will live with for decades. For the past 2 weeks, we at 4SA have been looking at examples both locally and internationally, where the way that laws are drafted can have devastating unintended consequences. So the pause in Parliament is actually an opportunity rather than a setback because it gives time to make sure that the rest of the bill is drafted carefully so that it delivers the intended solutions and outcomes it promises. The current slowdown in the bill relates to a particular clause, which is Clause 6 of the bill, which deals with the consent of the first wife in further polygamous customary marriages, particularly where royal families and traditional leadership succession are involved. Different legal advisors hold different views of it, and some members of the Portfolio Committee have said that they want further legal guidance before deciding. It's a serious question, and so it is right that it's worked through carefully. But while that is being resolved, there is a second and perhaps more fundamental drafting issue that also deserves careful attention. So, Michael, why don't you tell us about that? Yes, again, it's a very critical issue because at the heart of it is a simple distinction. A marriage, when you think about it, really has two key moments. There's the legal act. That's the place where the state checks that all the requirements for a valid marriage are met, it records it, and it registers it. And then, of course, you have the ceremony, whether that's a religious ceremony, cultural or secular, and that's where the couple and their community celebrate the union. So the first element is a public service that the state owes to everyone, and the second is a much more private issue, and that belongs to the couple and their community. The challenge is this, that the bill currently uses one word, solemnize, as if it described a single neutral administrative act. But of course, in everyday use, that word carries a lot more because it actually includes, some would say, the ceremony itself. So our suggestion, and given the way that this is shaping up, is that the law should and must distinguish very clearly between the formalization, which is the state's mandatory legal act, and the solemnization, which is the ceremonial part of it. State officials would, of course, be required to solemnize every valid marriage, no exceptions, while, of course, the religious ceremonial side of it,
the cultural and secular officers there would conduct the ceremonies according to their own beliefs and obviously the beliefs of the couple. Jy weet, ek weet nie wat jy op skool geleer, maar een ding wat hulle vir ons geleer is, trou is nie perde koop nie. Ken jy daai stelling? My ouma het altyd dit vir my gesê. Jou ouma het dit geweet. Jong, 'n trou is 'n verantwoordelike ding en as Bybelse riglyne, en pas op maar ek dink meer as een vrou jy soek moeilikheid. Trou is nie perde koop nie, maar is ook nie mense koop nie, oom. Ja. Jy kan nie iemand koop nie, en dit lyk vir my, dit is wat hierdie man wil doen, Ja. en so dis bietjie problematies. Kykers, ons moet afsluit, sterkte, hou by een vrou, kyk mooi na haar en bou 'n verhouding op en pas op maar vir die nuwe wetsidees. Amen. Mooi bly, totsiens. Totsiens. It's